Goeiemôre broers en susters, geliefde gemeente, dis vir my 'n voorreg om saam met julle te wees vanmôre. Om konsulent te wees beteken dat ek verantwoordelikheid vat om in te staan as Dominee Duff of Dominee George nie hier is nie, of as hulle albei ergens erheen is en daar's 'n krisis of iets wat moet gebeur, dan is ek die persoon wat veronderstel is om vir julle te kom help. Dit beteken as konsulent dat ek bloot vir julle as 'n familie kom besoek vanuit Carolina, vanuit Chrissiesmeer, en daarom baie liefde van Carolina en Chrissiesmeer ook vir julle vanmôre, waar ons as boeties en sissies so net by mekaar is. En dit is bloot net om te kom kuier en vir julle hallo te sê en bande te bou en te hoor hoe dit met julle gaan, net soos wat wanneer families by mekaar kom en 'n braai hou of 'n ding doen, is om net mekaar net weer 'n slag in die oë te kyk en hallo te sê en vir mekaar te sê, die Here het julle lief en ons is aan mekaar gebind as die liggaam van die Here Jesus Christus. So geliefdes, ons gaan lees voordat ons saam bid uit die woord van Kolossense, die brief aan Kolossense. En ons gaan daar lees vanaf vers 9. So kom ons buig net ons hoofde voor die Here. Vader, ons wil graag vanmôre voor U kom buig in diepe afhanklikheid, want U het ons lief. U sê vir ons in U woord, U liefde is ondeurgrondelik. U liefde hou nie op nie. U liefde vir ons is so diep en kosbaar, dat U ons nie kan laat losgaan nie. U hou ons vas, U trek ons terug, U bring ons by die voete, waar ons in die Here Jesus ons verlosser voor U kom buig. Here Jesus, ons wil U loof vanmôre omdat U die bose oorwin het. Omdat U vir ons die nuwe lewe in die Vader kom gee het. Dankie dat U vir ons losgemaak het, vrygemaak het, toe ons nog U vyande was. Toe ons nog sondaars was, toe ons nog teen God gedraai was, het U ons kom losmaak, sodat ons U kan ontmoet en U liefde kon raak sien. Dankie daarvoor, Vader, dat U in die Here Jesus U liefde vir ons sigbaar kom maak het. Dat U deur die kragtige werk van die Heilige Gees in ons lewe U teenwoordigheid vir ons kom oopbreek. Dankie dat U hier by ons is, dat U in ons is, dat U vir ons begelei deur U Gees, Heilige Gees, U wat kragtig in ons werk en vir ons op die pad van heiligmaking lei. Ons bid dat U dit sal kom doen, omdat ons onsself vrywillig kom oorgee as in 'n lewende offer, soos wat U woord dit sê, sodat U ons gedagtes en ons harte kan verander. Here, ons het U lief. Ons koester U teenwoordigheid. Dankie dat ons uit die woord kan lees, dat ons vir U kosbaar is, dat U ons hoogag. Ja, weer eens sê Jesaja 43, dat U ons lief het. Dankie dat ons as U kinders op U skoot kan kom sit, teen U bors kan kom aanlê. Dankie dat U ons toevou met U hande en U arms. Vader, terwyl ons so in U teenwoordigheid is vanmôre, wil ons kom bid dat U hierdie gemeente ryklik sal seën met U kragtige teenwoordigheid. Dat U hulle sal seën met 'n diepe toewyding en 'n oorgawe
aan die Vader en die Seun en die Gees. My gebed is dat U vir hulle sal seën, vir Div en sy gesin, en vir George en sy gesin, en vir elkeen van hulle wat hier is, en hulle gesinne en familie. Dankie dat ons kan weet, Here, dat U ons in 'n diep verhouding met U begelei. Kom doen dit vir hulle. Maak hulle die sout en die lig wat U sê ons is, sodat in hierdie gemeenskap, waar hulle woon en werk en wees, dat die sout en die lig van die Here Jesus mense se lewens sal verryk. Dankie dat ons kan bid vir hulle wat siek geword het. Here, U het die name gehoor, soos wat dit en gesien, soos wat dit op die bord is. Ons bid dat U genade nou by hulle elkeen sal wees. En dat U deur U liefde vir hulle sal verseker van U teenwoordigheid. Vader, dis ons gebed dat U met ons sal kom praat deur U woord, dat U ons sal vertroos, dat U deur U woord vir ons ook nader sal trek aan U, en dat U vir ons sal begenadig. Dankie, Here, vir U woord. Dankie dat ons vanmôre U woord mag lees, open dit vir ons, breek dit vir ons oop, gee vir ons dit wat ons nodig het. In Jesus se naam bid ons hierdie dinge en eer ons U. Amen. Geliefdes, ek wil graag vir julle lees uit die brief van Kolosse. Daar in die begin van vers 9 tot by vers 14. Dit is Paulus se een gebed. Dis die gebed wat hy bid vir die gemeente in Kolosse. Maar dan kry ons spesifiek in Efesiërs ook 2 plekke waar hy vir daardie gemeente bid. En ek wil graag hierdie gebed saam met julle deel vanmôre. Daarom, van die dag af dat ons dit van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God, dat hy deur al die wysheid en die insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag God deur sy wonderbaarlike krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat hy vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat hy liefhet. Deur die Seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sonde. So ek wil net graag daardie gedeelte lees, net 'n oomblik terug na die foto toe. Geliefdes, ek het vir julle hier 'n video saamgebring, so 'n kort video. Ek het hom bietjie korter gemaak en gesny en bymekaar weer gelas en so aan. As julle hierdie video kyk, geniet die video aan die een kant, aan die ander kant, vra vir jouself net of word net bewus van wat hier gebeur in hierdie video. Raak bewus van wat hier aan die gang is. Vra dat die Heilige Gees ook hierdie video sal gebruik om jou te help om hierdie woord wat ons vanmôre gelees het op 'n besondere manier te hoor en te verstaan. Asseblief, SP.
Het is echt 5 meter vandaan. Maybe we should. No, do it. Yeah, how do we start? We should really know. Fine, they're not going to I don't understand. He's like, because the lioness isn't going his way. Did someone look behind me? That's what I mean, man. You're like, he did his side of the arm. And then they started fighting in between them. They just get really angry. Is the other one coming? The woman was coming and then he blocked her off. Maybe she's protecting the other one. The baby's gone in hiding again. They run away every time. They might be over there. His nose is already looking a lot better. Yeah. Geliefdes, wat ervaar julle as julle hierdie video kyk? Wat beleef julle? Hoe sê jy, Rian? 'n Bekleierery. Dis reg, dit is 'n bekleierery. Wat ervaar julle nog? Daar's een wat wen, daar's een wat die aftog blaas. Julle is reg, wat nog? Die leeu is verstoot uit die trop uit. Wat nog? Jaloesie. Wat beleef julle nog? Dominansie oor 'n gebied. Wat nog? Bloed. En dit gaan saam met die geveg, nê? Nee. Geliefdes, hierdie is 'n video gewees van 'n vreemde leeumannetjie wat inkom en wat met die koning van daardie trop veg om beheer te kry oor sy koninkryk. Dit is 'n video wat vir ons iets wys van koninkryke wat wissel, wat verander. Twee konings wat teenoor mekaar opstaan en beklei om die dominansie te kry in hierdie koninkryk. Wat interessant is van leeu's is dat wanneer hierdie koninkryke wissel en daar 'n nuwe leeumannetjie in 'n trop inkom, dan gebeur dit baie keer dat die leeumannetjie al die vorige mannetjies se welpies doodmaak. Omdat dit gaan soos wat God dit geskep het, sodat hierdie nuwe genetiese lyn so vinnig as moontlik gevestig kan word. As julle dit hier gekyk het in die video, het julle dit dalk gesien, miskien nie heeltemal raak gesien nie, toe hierdie vreemde mannetjie die bestaande een oorwin het al die wyfies nog steeds teen hom opgestaan
Want daar moet weer 'n nuwe orde en 'n nuwe gehoorsaamheid of 'n nuwe toegeneentheid kom teenoor hierdie nuwe leeumannetjie wat nou net oorgeneem het. Sien, as ek vanmôre saam met julle die woord lees, dan is ons tema vanmôre onder nuwe bestuur. Onder nuwe bestuur. En as om net aan te sluit by die video, baie keer sien 'n mens dit by besighede, dat daar 'n kennisgewing is onder nuwe bestuur. Ek weet nie of julle dit al opgemerk het nie. Dit beteken daar's 'n nuwe leier. Daar kom nuwe reëls, daar kom 'n hele nuwe verhoudinge wat ontstaan, daar is 'n nuwe toekoms. En geliefdes, as ek en jy dit nou saam lees vanmôre, dan is dit hierdie ding wat vir my in hierdie gedeelte uitstaan en waarby ek wil in die heel eerste plek om aanhak, is dat hier 2 koninkryke bestaan as 'n mens hierdie gedeelte lees. En julle ken die koninkryke, want hy sê vir ons hier in vers 13, hy praat van God, hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. So die een koninkryk is die duisternis, die ander een is die koninkryk van die lig. Die een heerser oor die koninkryk van die duisternis is die Satan en die bose, waarby ook ons sondige natuur inskakel van self af. Die ander een is die koninkryk van die Here Jesus Christus, wat deurbreek wanneer hy kom en God hom stuur en as ware soos in die video, hierdie 2 konings, Satan en Jesus Christus, in 'n geveg met mekaar betrokke is. Daar is 'n geveg, daar's woede, daar's bloed. Die Satan word oorwin, Jesus sterwe in die proses. Hy gee sy lewe, hy word weer opgewek. En soos wat die Vader dit vir ons kom sê in sy woord, word hy opgeneem in die hemel om te heers en te regeer namens die Vader. Hy stuur die Heilige Gees. En dit beteken dat ek en jy, wanneer Christus die hoof word, die koning word, wanneer die Satan en die bose oorwin word in ons lewe, dan kry ons 'n nuwe identiteit. Net soos hierdie leeutrop wyfies 'n nuwe leier het en 'n nuwe identiteit het, so kry ek en jy nuwe identiteit in Christus. En dit beteken, geliefdes, dat ek en jy weggeruk word, soos wat ek dit gelees het, uit die mag van die duisternis. En die mag van die duisternis beteken dat ek en jy vasgevang was, dat ons onder beheer was van Satan en die bose, van ons sonde. Maar wanneer ons weggeruk word, dan beteken dit dat die Here Jesus met sy oorwinning vir my en vir jou, wanneer ons in geloof na hom toe kom, dat hy ons wegruk vanuit hierdie plek onder beheer van die bose, na 'n plek waar God ons onder sy seun se beheer stel. Waar die lig van die Here Jesus in ons lewe inkom en ons werklik nuut word. Dit wat die Here Jesus vir ons gebring het, die oorwinning oor die sonde, die vergifnis, die vryspraak van die skuld, die nuwe lewe, 'n liefde vir God, 'n verhouding wat innig is en waar ons in God se teenwoordigheid kan kom staan en kan kom sit en kan kom wees. Dit is dit wat Christus vir ons moontlik maak. Dit is hy wat ons 'n liefde deur die Heilige Gees laat
opwek in ons binneste, sodat ons vrywillig na die Vader toe kom en onsself aan die Vader oorgee. Daarom, wanneer hierdie gedeelte sê, hy ruk ons weg van die mag van die duisternis en hy bring ons onder die heerskappy van sy seun, dan beteken dit dat Christus nou beheer kry in ons lewe. Dit is soos in hierdie leeutrop waar die vreemde mannetjie dan nou kom oorwin. Ons moet leer om nie meer uit die sonde te lewe nie, maar uit Christus se genade. Ons moet leer hoe om onsself oor te gee. Ons moet die uitnodiging hoor wat die Here Jesus aan ons rig as hy sê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Ons moet toelaat dat die Gees ons, soos Romeine 8 dit sê, nuut te word. Deur die Gees beheer te wees. Ons moet inderdaad toelaat, soos Hebreërs dit sê, dat God ons lewe so oorneem, en soos Romeine dit ook stel, dat ons vrywillig ons lewe kom neerlê, as 'n offer voor die Here. Dit beteken, dat ek en jy in Christus verander word, omdat ons nou onder sy heerskappy staan. En die mag van die sonde, kettinge, bande gebreek, vrygemaak om God te dien. Dis ons nuwe identiteit. Jy kan maar gaan lees in Kolossense bietjie verder, en dan ook in Efesiërs 1 en 2, wat hy vir ons dit baie mooi uitspel, die nuwe identiteit. Maar jy sien geliefdes, daar is ook 'n nuwe bestemming, wat ek en jy ontdek in Christus, wanneer hy dan die heerskappy oorneem, wanneer ons onder nuwe bestuur staan, onder Christus en die Gees, en deur die Vader se genade, dan sê hy vir ons, ons nuwe bestemming is nie die ewige dood en die oordeel van God nie, maar dan sê hy hier in hierdie gedeelte, vers 12, met blydskap moet julle die Vader dank, wat julle geskik gemaak het, om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag, in die ryk van die lig. Ons nuwe bestemming is die koninkryk van God, die ewige lewe, om vir ewig in God se teenwoordigheid te kan leef en te kan wees. Ons het 'n erfenis, en ons erfenis is om saam met die Here Jesus Christus by die Vader se voete te wees. Dit is om die Here Jesus Christus as verlosser te ontdek, maar ook as ons broer, as ons vriend, soos wat die woord dit op ander plekke sê. Dit is om te weet dat God se beheer in ons lewe nou reeds deurbreek. Nou reeds kan ons sy liefde ervaar, sy teenwoordigheid ervaar, sy troos ervaar. Nou reeds kan ons weet dat ons in sy teenwoordigheid mag lewe. Nou reeds kan ons op sy skoot kom sit, teen sy bors aanlê, en kan ons in hom gekoester wees. Dis nie net een dag, wanneer Jesus op die wolke kom, of wanneer ons sterwe nie. In hom het ons nou reeds 'n nuwe bestemming. Geliefdes, en dit maak dat ons regtig bid. Dit maak dat ons biddend voor die Here staan, as 'n gemeente, as die liggaam van Christus, as gemeentes wat met mekaar bande het in Christus. Paulus sê van vers 9 af, vandat hy die gehoor het van julle geloof, het ek vir julle gebid, sê hy vir Kolossense.
En dan sê hy, ons vra God, ons bid tot God, 'n klomp dinge, en hy doen dit deur die Heilige Gees. Hy sê, ons vra dat God ons sy wil duidelik sal laat ken. Met ander woorde, dat die Heilige Gees sy stem vir ons duidelik sal word. Dat ons die hartklop van die Vader sal hoor. Dat ons sal hoor hoe hy wil hê ons moet lewe. Dat ons sal hoor wanneer die sonde na ons roep en omstandighede ons roep om self te reageer en ons uit ons eie wil te lewe, dat ons hoor wat God se wil is. Die tweede ding wat hy hier kom vra, is dat hy sê, ons bid dat julle sal toeneem in die kennis van God. Met ander woorde, ons wil God se wil ken, maar ons wil ook die Here self dieper leer ken. Ons wil 'n innige verhouding hê met die Vader, wat in Christus ons Vader geword het. Ons wil 'n innige verhouding hê met die Here Jesus Christus, wat vir homself vir ons kom gee het, en wat ons losgekoop het. Ja, ons wil 'n innige verhouding hê met die Heilige Gees. Want jy sien, geliefdes, om God se wil te ken, en om 'n dieper verhouding met hom te hê, deur ons kennis, beteken dat ek en jy moeite sal doen, om met God te praat, om die skrif te lees, om sy woorde te hoor, om aan te sit ook by die geestelike tafel, waar ek en jy die woord van die Here oopgemaak het. Paulus sê hier, ons bid om God se wil te ken, en ons bid dat ons kennis sal toeneem. Maar dan hoor ek iets verder, en ek het vir myself die vraag gevra, waarom moet ek gereeld dan bid? En dan sê hierdie gedeelte, sodat, vers 10 begin met, sodat, dat daar iets kan gebeur, en dan sê hy, hierdie sodat beteken, dat ek en jy inderdaad God se wil sal doen, as ons aan sy wil leer ken het, as ons 'n innige verhouding met hom het, dat ons sy wil sal doen. Dat ons tot eer van hom sal lewe. Vers 10, dat julle net tot eer van die Here sal lewe, deur sy wil te doen. Nie meer my eie wil nie, nie meer ander mense se wil nie, vrygemaak, losgemaak van myself en van ander in so mate dat ek my toewy oorgee aan die wil van die Here. Maar dan sê hy die tweede ding ook, is dat ek en jy regtig waar sal toeneem in vrug dra, dat ons in 'n heilige lewenswandel sal ontwikkel, dat ons al meer die sonde sal beveg in ons lewe, dat ons al meer in Christus teen die sonde sal opstaan, dat ons al meer in Christus sal kom vra, Heilige Gees, gee my die vrug van u inwoning. En julle ken mos nou Galasiërs, wat daaroor kom praat. Hierdie liefde, vreugde, vrede, geduld, en die ander vrug wat daarvan gepraat word, maar ook dan die ander dinge in die skrif, waar die Here vir ons kom sê, lewe naby my, lewe in vergifnis, lewe in oorgawe, lewe naby my deur biddend voor my te kom staan. As ons vra waarom, dan is dit sodat ek en jy
werklik God se wil kan doen, vrugte kan dra deur goeie werke. En as ons vir mekaar vra, wanneer moet ons bid? Dan sê hierdie gedeelte vir ons, vers 11, kan ek dit vir julle lees. Mag God, deur sy wonderbare krag, julle in alle sterkte gee, om in alle omstandighede geduldig te volhard. Sien geliefdes, wanneer die Here met ons kom praat en ons wegruk uit die mag van die bose en ons onder Jesus plaas, dan sê hierdie gedeelte kom ons bidend om voor hom te staan, om sy wil te ken, en dat ons werklik God beter sal leer ken, dat ons sy wil sal lewe, dat ons 'n heilige lewe sal leef in alle omstandighede. En dit beteken wanneer dit met jou goed gaan. Dit beteken wanneer dit nie met jou goed gaan nie. Dit beteken dat wanneer jy ernstig verhuis het en weer moet aanpas en vriende maak, dat in daardie omstandighede jy geduldig die wil van die Here sal leef. Dit beteken dat wanneer jy in moeilike tye kom, finansiëel of gesondheidsgewys of verhoudingsgewys, dat jy geduldig in daardie omstandighede steeds sal bid. U wil, Vader, 'n meer intieme verhouding met U, meer kragtige uitleef van U wil, en die moed om te lewe tot U eer. En dit, geliefdes, gee vir my en vir jou die voorreg, ja, en ook die vrymoedigheid, soos Hebreërs 4 dit sê, om tot die genade troon van die Vader te nader. Met vrymoedigheid, sonder dat iets ons terughou, na die genade troon van die Vader toe. En dan sê Hebreërs 4, sodat julle op die regte tyd verlos en gered kan word. Geliefdes, wanneer ons so by mekaar is vanmôre, dan is dit wat ons graag in ons eie lewens, in Carolina, in Chrissiesmeer, maar dan vanmôre ook hier saam met julle wil bereik, is om so met God te kan wandel, dat ons hele lewe sal verander, omdat ons nie meer onder die koninkryk van die bose is nie, maar nou onder die heerskappy van die Here Jesus Christus lewe. Mag God vir my en vir julle die genade gee om so te leef, sodat ons lewens werklik tot eer van die Here is, sout en lig, sodat mense rondom ons die genade en die liefde van God deur ons sal belewe. Kom ons bid net saam. Ons hemelse Vader, ons kom vanmôre om maar net onsself weer aan U oor te gee. Ja, ons verbly ons vanmôre, omdat U self die mag van die Satan en die bose en die sonde in ons gebreek het, en omdat ons onder die Here Jesus se heerskappy kan wees, deur die Gees verlig kan word, deur die Vader bedien kan word, in Christus 'n nuwe lewe kan lei. Ons bid dat U hierdie gemeente so sal seën, sodat dit hulle werklik sout en lig sal wees. Amen. Die Here sal julle seën. Die Here sal ons beskerm. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn. Die Here toon aan ons sy genade. Die Here verhef sy aangesig oor julle
Die Here gee ons sy vrede. Amen.